Aan al ons kykers en luisteraars by die huis, dis weer eens 'n groot voorreg om dan ook elkeen van julle by ons te verwelkom. Ons bid dat dit van julle dan ook net so 'n insiggewende en geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo en bid dit vir elkeen van ons hier in die banke dan ook sal wees. Soos wat dit gepas is, voordat ons saam lees uit die woord van die Here en luister na vandag se boodskap, kom ons sit net so en raak ons stil in ons drie enige God se teenwoordigheid. Here, U is liefde, so oneindig, en tog sien U my as nietige mens raak, en vergeef U my oortredings, via die genade van die enigste Seun. As 'n simbool van dankbaarheid, is ek vanoggend hier in die huis, nie net omdat ek moet nie, maar juis omdat ek wil. Ek wil kom dankie sê. Ek wil my lewe so instel, dat dit volgens U wil sal wees. Ek wil U loof en prys. Ek wil die raad wat U my gee, volg. Ek wil ook hulle rondom my op so 'n manier beïnvloed, dat hulle ook al hoe nader aan U wil groei. Here, seën ons by mekaar wees. Maak ons ontvanklik vir vandag se boodskap. Ons bid dit, Here, in U groot naam alleen. Amen. Ek wil graag vanoggend begin deur so 'n paar statistieke met U te deel. Ek weet die statistieke verander, want die wêreld is die hele tyd besig om te verander. Maar ek weet nie of U dit geweet het nie. Die gemiddelde mens sal tydens sy leeftyd ten minste 2 jaar van sy leeftyd op sy telefoon spandeer. En dan praat ek nie van screen time met hierdie slimfone, met al die ander addisionele ekstra dinge wat jy in vandag se dae op 'n foon kan doen nie. Eenvoudig net deur 'n oproep te maak of 'n oproep te ontvang, spandeer die gemiddelde mens by hierdie stadium 2 jaar van sy lewensduur op die telefoon. As ons die hele aspek van slimfone intrek en met alles in ag neem wat jy deesdae op 'n telefoon kan doen, Facebook, Instagram, YouTube, speletjies speel en sê die statistiek loop Suid-Afrika loshande voor. Die gemiddelde Suid-Afrikaner spandeer per dag 9,5 ure op sy of haar foon. En ek het al gehoor in hoeveel werksplekke word vir al die jonger werknemers gedurig aangespreek omdat hulle konstant op hulle fone is en nie hulle werk doen nie. Die werk raak agter, né? 3 jaar van jou lewe is die kans gaan jy in die badkamer wees. Of nou bad of stort of gremering aansit of skeer of hare was, wat ook al. 3 jaar van 'n mens se lewe spandeer jy gemiddeld in die badkamer. 1 jaar van jou lewe spandeer jy om klere aan te trek. En dis nie soseer die proses van aantrek en uittrek nie, dis daai besluit wat die aantrek en uittrek voorafgaan. Wat gaan ek aantrek? Nou die skepper, die persoon wat Facebook begin het, Mark Zuckerberg. Hoor wat skryf hy? Hy sê, I wear the same t-shirt every day because I really want to clear my life so that I have to make as few decisions as possible. Hy's bekend daarvoor, as hy sy klerekas oopmaak, sal jy sien al sy T-hemde en al sy broeke is presies dieselfde. Want hy wil nie daai jaar van besluitneming, wat gaan ek aantrek? Hy wil daai jaar eerder daai tyd spandeer op iets produktiefs, en dis seker hoekom hy so suksesvol is. So daai van, wat gaan ek aantrek, het hy uitgekanselleer deur seker te maak, al sy klere is presies dieselfde, elke dag.
Dit sal nie vir my werk nie, maar hy doen dit. Dan 9 jaar. Die gemiddelde mens spandeer ten minste 9 jaar van sy of haar lewe voor die televisie. Dis nogal kommerwekkende statistieke, né? As 'n mens so hierdie goed hoor. Soos ek sê, dis die hele tyd besig om te verander, maar dis wat die ouens op hierdie stadium sê. In verhouding hiermee, en hier kom die skokkende deel nou. In verhouding hiermee meld die statistiek dat die gemiddelde mens spandeer slegs 7 maande van sy leeftyd met God. Dit kom neer op minder as 10 minute per dag. Dis kommerwekkend. En as jy dit oor die persoon se hele lewensduur vat, kom dit uit by 0,97% van jou tyd. Sit die gemiddelde mens op sy om stil te gaan raak by die Here se voete en om spesifiek daarop te fokus om sy koninkryk al hoe verder en al hoe wyer in die wêreld te laat groei. En dan kan 'n mens nie anders as om jouself te vra, as jy net 0,0075% van jou tyd daarin spandeer, wat doen jy met die ander 99,993% van jou tyd, van jou lewe? En dan kan 'n mens verstaan waarom 'n persoon soos die profeet Haggai opgeroep word en met vrae vorendag kom, soos byvoorbeeld sogenaamde gelowige, jy wat jouself 'n kind van die Here noem, jy wat sê jy is 'n Christen, waarmee is jy besig? Dan kan 'n mens verstaan waarom hy met 'n vraag na vore kom soos, bou jy op hierdie stadium aan jou eie huis, of bou jy op hierdie stadium aan die huis van die Here? Wat is op hierdie stadium jou grootste en jou hoofprioriteit in die lewe? En wat ons gaan sien, nie net vanoggend nie, maar wat ook in hierdie volgende 4 sondae na vore gaan kom, is hierdie herhalende temas, hierdie herhalende vraag, waaraan bou jy? Jou eie huis of van die Here se huis? Nou as dit kom by die persoon Haggai, moet ons eerlik wees met mekaar, ons weet nie baie van hom af nie. Die Bybel gee nie vir ons baie inligting oor die persoon Haggai nie. Ons weet bitter min oor sy herkoms, sy ouderdom, sy werk. Sommige meen hy was moontlik 'n priester gewees, anders sê nee, hy was weer 'n no-name persoon gewees, 'n leek, niemand van belangrike status gewees nie. Anders sê hy was dalk 'n patriot gewees. Ons weet nie. Wat ons wel weet is dat die Here het hom geroep om as profeet op te tree. Hy was een van die eerste profete wat onder die volk Juda gaan optree het nadat hulle teruggekeer het van ballingskap. En as ons gaan kyk na die tydsduur wat hy opgetree het as profeet, was dit ook glad nie lank nie. Hy was nie soos Jeremia en Jesaja en Esegiel en Elia en Elisa wat die grootste deel van hulle lewe opgetree het as profete nie, was maar kort gewees. Die teks sê vir ons dat sy eerste toespraak het plaasgevind op die eerste dag van die 6de maand van die 2de regeringsjaar van koning Darius die eerste van Persië, en sy laaste toespraak was op die 24ste van die 9de maand van die 2de regeringsjaar van koning Darius. Met ander woorde, as die boek Haggai sy hele periode vir ons saamvat wat hy as profeet gedien het, was dit maar 15 weke. Net 15 weke wat hy as profeet opgetree het vir die Here. En dit sê vir ons dat die Here het hom geroep vir 'n spesifieke tyd en vir 'n spesifieke doel. Wat was die situasie van die volk op daardie stadium? Hierdie vrae moet ons in ag neem voor ons by die inhoud uitkom van die boek. Soos ek glo die meeste van julle weet, in die jaar 597 voor Christus het Juda tot 'n val gekom en is hulle weggevoer in ballingskap na Babylon. 597 voor Christus. 58 jaar later,
kom Babylon tot 'n val weens die Perse. En word daar vir die inwoners van Juda gesê, julle het nou die vryheid om terug te kan keer na julle vaderland. Nou as ons gaan kyk in die konteks van die boek Jesaja, weet ons, die volk was aanvanklik baie opgewonde daaroor, baie positief, hulle kon nie wag om terug te kom by hulle vaderland nie. Hulle kon nie wag om opnuut weer hulle lewens te kan gaan begin nie. Maar as 'n mens verder lees, kom 'n mens agter dat hierdie opgewondenheid en hierdie positiwiteit het nie baie lank geduur nie. Want toe hulle terugkom in hulle vaderland, toe sien hulle net totale chaos oral rondom hulle waar hulle kyk. Die einste land wat destyds bekend gestaan het as die land van melk en honing, die pragt en praal waarmee hulle vir soveel jare geseën was nou bloot net 'n seer vir die oog gewees. Die land was verwoes tot op sy fondasies. Wat het die volk gedoen? Wel, die skrif sê vir ons dat hulle op die volgende 16 jaar het hulle begin om stukkie vir stukkie hierdie gebroke en verwoeste land weer te begin optel en aan mekaar te gom. Hulle het die land van vooraf begin opbou en herstel, maar ons lees dit was 'n verskriklike gesukkel gewees. Hulle het ontsettend gesukkel om die land weer aan die gang te kry, om dinge weer in plek te kry. En is dan nou 16 jaar later, 16 jaar nadat Juda teruggekeer het vanaf ballingskap, in die jaar 520 voor Christus, wat Hagai dan hier op die toneel verskyn, en die boodskap, die bekommernis, maar ook 'n baie belangrike opdrag aan die volk van Juda kom oordra. Kom ons kyk, wat is daai opdrag? Ons lees saam vanaf die eerste vers. Die woord van die Here het deur die profeet Hagai gekom tot Serubabel, seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Hagai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in puin lê? Ons stop vir 'n oomblik net daar. Vanuit hierdie eerste 4 verse, vriende, is dit alreeds vir ons baie duidelik wat die hoofaspek is, wat in hierdie, nie net in hierdie gedeelte van vanoggend nie, maar in die boek in geheel aangespreek gaan word. Dit handel oor die afwesigheid van die tempel. Na 16 jaar wat die volk terug is in hulle vaderland, het nog nie een persoon 'n vinger gelig om die tempel te herbou nie. Hy lê nog net so in 'n hoopie puin. En ons kom duidelik agter vanaf die eerste vers dat hierdie aspek nie net vir die profeet Hagai nie, maar ook vir Jahwe, die God van Juda, 'n ernstige groot probleem is. En dis juis waarom Hagai geroep word om as profeet op te tree en waarom hy onder die inwoners van Juda moes gaan optree. Ons lees dat toe hy die boodskap ontvang, wat is die eerste ding wat hy doen? Hy gaan na 2 mense toe. Die eerste ene is Serubabel, die goewerneur van Juda, en daarmee saam ook Yeshua, die hoëpriester. Hoekom gaan hy na hierdie 2 mense toe? Wel, eerstens, in die Bybelse tyd was die bou van die tempel 'n staatlike verantwoordelikheid gewees. Daarom was dit van kardinale belang dat die goewerneur van Juda kennis moes neem van hierdie opdrag wat van die Here afkom. En daarmee saam, weet ons, die hoëpriester was ook natuurlik intiem gemoeid met die bou van die tempel, en daarom moes hy ook hoor, wat is hierdie opdrag wat van die Here afkom. Nou vriende, sit vir 'n oomblik en sien hierdie gebeurtenis in julle verbeelding afspeel. Jy het vir Hagai, wat met die goewerneur praat, die hoëpriester is by, ek glo nie hulle sit alleen saam net in 'n kamertjie nie, ek dink daar's 'n groot klomp verteenwoordigers van die volk ook teenwoordig.
En nou begin hy, sê hy vir hulle, vriende, ek het so 'n bietjie hier deur die woonbuurt gestap. En dit was vir my ongelooflik interessant gewees, om julle huise so waar te neem. Jogg, maar hier's 'n paar van julle wat daarom in mansions bly, nie waar nie? Nee, groot paleise, groot kastele. As 'n mens so stap deur die strate, kan 'n mens nie anderste as om net te sien hoeveel tyd en hoeveel energie en hoeveel geld ingesit moes geword het in die detail van die konstruksies, hierdie wonings waarin julle bly en hoe julle tuine aangelê het en ensovoorts. Maar daarmee saam dan sê hy, weet jy wat? Toe stap ek verby die tempel, ofwel die area waar die tempel veronderstel is om te moet wees, en ek sien niks. Ek sien nie 'n gebou nie, ek sien nie 'n bymekaar kom plek nie, ek sien nie 'n huis vir die Here nie. Daar waar die tempel moet staan, lyk dit nog net soos die dag toe ons destyds ingeval is en alles verwoes is. Wat gaan aan? Dis 16 jaar. Ek kan nie anders as om by myself en my verbeelding te sien hoe hy dalk daar vir 'n paar mense vra. Toe, sê vir my, hoekom het julle nog nie die tempel herbou nie? Dit sal my nie verbaas as hy daar in die gesprek al van die sieninge en redes en verskonings wat hy gehoor het al vir hulle daarop begin opnoem, een na die ander, wat die mense gebruik om te sê, waarom het nog nie gebeur het nie. Verskonings soos, kom ek noem 'n paar. Nee, ag weet, ekskuus tog meneer die profeet, ons moet nou eers na onsself en na ons families omsien. Dis nou vir ons belangriker. 'n ander verskoning, ons het nie tyd. Ons lewens is so besig, ons het nie tyd om die tempel te herbou nie. Ag meneer die profeet, die werk is te veel. Ons sal nooit kan klaar kry nie. Of dis nie ons skuld dat die tempel afgebreek is nie, so dis ook nie ons verantwoordelikheid om die tempel weer te moet bou nie. En dan iets wat ek ook baie keer hoor in die bediening. Ag, ons wil nog eers 'n bietjie oor die saak bid. Ons wil nog nie doen nie, ons wil nog eers 'n bietjie oor die saak bid. Ek dink dis dalk van die verskonings en vele ander wat die profeet Haggai moes hoor toe hy die volk konfronteer oor hierdie tragiese situasie. Dan gaan hy verder in vers 5 tot 6. Hoor wat lees ons verder. Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. Hy sê vir hulle, het julle al ooit gewonder hoekom sukkel julle die afgelope 16 jaar so om die land te herbou? Het julle al ooit net bietjie gaan sit en wonder en gedink by julleself, hoekom wil niks wat ek aanpak floreer nie? Hoekom wil niks sukses behaal nie? Hoekom val alles plat? Hoekom is alles 'n mislukking? Het julle al ooit so ver gedink? En die interessante is, hy gee vir hulle daarna die antwoord. Hy sê, want julle verkeer in goddeloosheid. Julle het julle God agtergelaat, of in Babylonië, of by die Perse, of waar ook al. Julle het julle geloof agtergelaat in ballingskap. Toe julle teruggekom het Juda toe, het julle nie die Here saamgebring nie. En die grootste bewys daarvan is hier duidelik sigbaar, van die Here het nie 'n huis nie. Hy het nie 'n woonplek nie, hy het nie 'n blyplek by julle nie. Julle leef in goddeloosheid. Op hierdie stadium is julle lewe net gefokus op julleself, op die eie ek. Dit gaan oor my huis, dit gaan oor my werk, dit gaan oor my grond, dit gaan oor my finansies.
Niemand fokus meer op God nie. God is nie meer die prioriteit nie. Hy is nie meer die belangrikste faktor nie. Toe julle in ballingskap was, het julle dag en nag gesoebat en gepleit, Here verlos ons, Here verlos ons. En toe hy het doen, lyk dit vir my het julle hom daar gelos. Julle is nou wel terug in die land van melk en honing, maar sonder God. En dis hoekom julle in chaos verkeer. Dis hoekom julle lewens so stagneer. Alles wat julle doen is 'n gemors, is 'n mislukking. Die Here is nie by julle nie. Waar God nie is nie, vriende, heers chaos. En dan lees ons verder verse 7 tot 11. So sê die Here die Almagtige: Neem ter harte wat julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in puin lê. Terwyl elkeen van julle hart besig is om in sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Wat sê hy vir hulle? Die opdrag is duidelik. As ons wil hê dit moet beter gaan in ons land, sê hy vir die volk, as julle wil hê dit moet beter gaan met julle, hou op net fokus op julleself. Gaan haal die materiaal en begin my huis bou. Hou op fokus om so baie van jou krag te spandeer net aan jou eie huis. Hou op om so baie van jou energie te spandeer net op jou eie werk. Hou op om so baie van jou tyd te spandeer om net 'n neseiertjie bymekaar te skraap vir een dag. Want in 'n oomblik kan die Here dit alles van jou net so wegvat, en dis wat hy met die volk gedoen het. En as hy dit met die volk kan doen, kan hy dit met ons ook doen in die moderne tyd. Wat sê hy vir hulle? Kry julle prioriteite reg. Maak seker die Here het 'n woonplek, dat hy 'n tuiste het, dat hy eerste is. En daarmee wil ek afsluit en vra, hoe kan 'n mens hierdie teks nou deurtrek na die jaar 2025 toe? Nou wat ons in Advent verkeer. Wel, as ons op groot skaal begin, en ons kyk na ons wêreld, en ons kyk na ons land, en ons kyk na ons dorp, dan is die eerste vraag wat ons onsself moet vra, is God teenwoordig? Is God hier? Skep ek en jy vir hom 'n tuiste in Bethlehem? Skep ek en jy vir God 'n tuiste in Suid-Afrika? Is hy nog ons hoofprioriteit? Onthou, waar God nie is nie, heers chaos. Is die simbool van misdaad nie juis die teken van 'n wêreld wat in goddeloosheid verkeer nie? Ons kan inzoom op die individuele ek en jy. En ons kan nie net nie, ons moet vanoggend onsself die vraag afvra. As ons daai statistieke in ag neem, hoeveel tyd spandeer ek met die Here? Hoe lyk my daaglikse tyd saam met die Here? Skeep ek hom af? Hoe lyk die verhouding tussen my en die Here teenoor dit en my en die TV en my en die selfoon en my en die badkamer en my en my vriende en my sport en my werk en al die dinge? Is die Here nog op individuele plek my hoofprioriteit? Hoe lyk jou huwelik? Is God in jou huwelik? Of is dit net, gaan dit net oor die ek, die eie ek? Hoe lyk jou gesin? Is God teenwoordig in jou gesin? Maak jy in gesin nog tyd vir die Here? Is hy julle hoofprioriteit? By die werksplek. Dit is vir my altyd wonderlik om te hoor dat daar is nog besighede wat elke oggend open met skriflesing en gebed. Daar is nog boere wat gereeld hulle plaaswerkers bymekaar maak en sê, weet julle wat, alles wie ons is, alles wat ons hier het, is nie weens onsself nie, is nie weens hierdie twee hande nie, is weens die Here. Is hy nog 'n hoofprioriteit? Iemand het my in die week kom sien.
Ag, en dit is normaalweg 'n formaliteit met enige iemand wat by my kom kuier en met my seer deel. My eerste vraag altyd vir hulle is: hoe lyk jou verhouding met die Here? Want daar waar die Here nie is nie, heers chaos. Ek sê nie as die Here in jou lewe is, gaan jou seer en jou pyn en jou swaar weg nie, maar ek beloof jou, jy kan dit verminder. Want dan het jy die skepper en die onderhouder van die heelal in jou lewe. En die meeste van die kere wanneer mense met my kom gesels oor seer, sal hulle vir my sê, Dominee, ek het weggedwaal van die Here af. Sal ek vir hulle sê, punt nommer 1, skep weer 'n tuiste vir die Here by jou. Onthou, die Heilige Gees is uitgestoot oor hierdie wêreld. Die Here is nie meer net op een spesifieke plek in 'n tempel nie. Hierdie is nou sy tempel. Openbaring 3 vers 20 beamoed het, waar hy sê die Here wil konstant binne in ons kom woon. En dan, wanneer ons hom inlaat, wanneer ons die Gees toelaat om ons lewens van kop tot toon te vervul, dan verander ons menswees. Dan verander alles binne in ons. Dan kan selfs die donkerste donker waardeur ons gaan, kan vir ons meer lig begin raak, want ons het die Here by ons en in ons, wat ons sal help. Ek het dit al baie maal gesê, maar dit pas hier ook baie mooi in. Een van die mooiste boodskappe wat in die boek Spreuke na vore kom, is wat die pa vir sy seun sê, wysheid begin met die dien van die Here. Dit moet ons eerste prioriteit wees. As die Here in ons harte woonagtig is, dan sal die dinge rondom ons vir ons soveel makliker begin raak, want dan kan ons konstant op die Here se knoppie druk en vir hom vra om ons te help, ons te lei. Maar dit beteken, die Here moet 'n tuiste hê binne ons. En as die Here binne my en jou is, weet julle wat, dan kan ons 'n positiewe effek op ons medemens begin hê. Dan kan ons medemens begin, bewuslik en onbewuslik begin lei om ook die Here te ontmoet. Sodat hulle ook eendag in 'n lewende verhouding met hom staan, sodat hy eendag dan ook hulle lewens op 'n positiewe wyse kan verander. Maar dit begin om seker te maak, die Here is nou hier binne in my. En dit klink soos 'n groot ding. Dis nie, dis maklik. Dis eenvoudig. Ons moet net opreg vir die Here sê, hier is ek, Here, vul my, van kop tot toon. Niks noem ek meer my eie nie, ek wil nie meer in beheer wees van my eie lewe nie, U is my enigste en my hoofprioriteit. Neem beheer van my, en gebruik my soos diensknegt. Hoe het Jesaja gesê, die Here omroep, hier is ek, Here, gebruik my. Dis waar dit begin, om seker te maak, die Here se huis is in elkeen van ons. Gaan fokus daarop, gaan lewe daarop, daarvolgens in hierdie tyd van Advent. Die Here, Paulus sê dit so mooi in die brief in Tessalonisense aan die gemeente. Hy sê, ja, ons verkeer in afwagting, ons is in Advent, ons wag vir die Here om terug te kom, maar dit beteken nie ons moet net agteroor sit en niks doen nie. Ons moet geestelik woeker. En dit beteken ons moet bly werk aan die kerk. Ons moet bly uitbou aan die kerk. En dit begin deur seker te maak die kerk is hier. Want as die kerk hier is, dan kan ons ook die kerk daar kry. Mense kyk elke dag na ons, hoe ons leef. Hulle luister elke dag na ons woorde, hulle hou elke dag ons doen en late dop. Ek en jy is die kerk. En ek en jy bepaal of die mense daar buite deel wil wees. Nie net van ons gemeente nie, maar van die kerk in geheel. Mag dit vir julle 'n geseënde dag en 'n geseënde week wees, en mag julle onder leiding van die Gees en deur middel van die krag van God dit dan ook reg kry om God se ambassadeurs te wees en sy lig te bly uitstraal, sodat die mense daar buite kan weet, hier is 'n veilige hawe. Hier is 'n plek waar hulle kan kom skuil van die storms van die wêreld. Daar buite mag dit dalk liefdeloos voel, maar hier gee ons om. Hier betoon ons die liefde van God. Nie net teenoor mekaar nie, maar ook teenoor die wêreld. Kom ons sluit die oë. Here, dit is my gebed dat ons die liefde wat U aan ons betoon op 'n konstante basis sal neem en sal oordra teenoor mekaar. Ons bid, Here, dat U Gees opnuut sal kom en elkeen van ons van kop tot toon sal vervul, sodat ons net al hoe meer daarna kan streef om die beeld van die kerk, dit hoe die kerk behoort te wees en behoort te lyk en behoort op te tree teenoor die wêreld sal uitleef. Here, ons
Kom doen vanoggend 'n belydenis deur opnuut net weer te sê, U kerk staan nie net sentraal in ons dorp nie, maar U kerk staan ook sentraal in ons lewens. U teenwoordigheid is ons nommer 1 prioriteit. Ons gehoorsaamheid aan U is ons hoofprioriteit in die lewe. Daar waar ons afdwaal, Here, bid ons dat U ons sal vergewe. Daar waar ons nie altyd U wil volg nie en eerder ons eie kop volg, of sekere aardse dinge belangriker wil ag as ons verhouding met U en U wil, vra ons, Here, vergewe ons asseblief en was ons skoon van hierdie aardse begeertes. Seën asseblief nie die dag nie, maar ook die week wat vir ons voorlê. En mag ons in hierdie tyd van Advent nooit net agteroor sit en niks doen nie. Mag ons bly woeker om nie net nader aan U te kom nie, maar ook U koninkryk verder en verder in hierdie wêreld te neem. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen.